Ons sê goeiemôre, graad 10. Ons gaan vandag praat oor die trieffunksie in die kartesiese vlak. So dit is op bladsy 119 in die Laanboek. Die trieffunksies in die kartesiese vlak, bladsy 119 van die Laanboek. Die huiswerk vir vandag sal wees oefening 5.5 op bladsy 120. En ons gaan doen nommers 2, 4 en 6. So dis oefening 5.5 op bladsy 120. Ons doen nommers 2, 4 en 6. Ons kyk vandag na die trieffunksie in die kartesiese vlak. So hier het ons y-as en daar het ons x-as op die kartesiese vlak. En sê ons het vir punt P hierso, en P se waardes is x en y. Ons noem hierdie punt hierso die oorsprong. So as ons nou hierdie lyn OP trek hierso, dan sal ons sien dat hier word 'n hoek gevorm. Ons sê altyd die hoek word gevorm tussen die positiewe x-as en daai sy. So die hoek lê dan nou van die x-as, lê daai hoek hierso van die x-as na P toe. En ons sê daai hoek is theta. Dan sal ons sien dat hierso, as ons 'n loodreg van P aftrek na die x-as toe, en ons sê dit is punt A daarso waar hy daar sny, dan vorm dit 'n reghoekige driehoek wat dit betref. En nou kan ons die trieffunksies daarvan skryf. Ons sal sien dat OA, hierdie OA is die x-waarde. En ons kan sien dat PA is die y-waarde. So dit is hierdie x-waarde hierso is daai x-waarde daar. En hierdie y-waarde daar is daardie y-waarde daar. En dan vorm hierdie 'n radius. Ons sê dan OP is 'n radius. So ek gaan gou net hierso sê, so OA is dan gelyk aan x. En ons kan sien dat PA is gelyk aan y en OP is gelyk aan r. Nou die normale trieffunksies wat ons kry is ons dan nou die sin van theta is normaalweg die oorstaande oor die skynsy. So in hierdie geval is die oorstaande is die y-waarde. So dis die y en die skynsy is r. Net so is die cos van theta gelyk aan die aangrensende oor die skynsy. So op die kartesiese vlak is die aangrensende die x-waarde en die skynsy is die radius self. En natuurlik die tan van theta is dan ons nou die oorstaande oor die aangrensende. So die oorstaande in hierdie geval is dan nou x en die aangrensende is y. En dit is basies wat ons moet onthou. Dat hierdie is die verhoudings daarso. Net om terug te kom na ons omgekeerde verhoudings. So as ons kyk na die cosec van theta, in hierdie geval is dit dan nou bloot r oor y, dis ons die omgekeerde, en die sec van theta is gelyk aan die r oor die x, en die cot van theta is gelyk aan die y oor die x. Dit is baie belangrik by hierdie omgekeerde funksies moet ons altyd onthou. In hierdie geval mag sin theta mos nou nie gelyk wees aan 0 nie. En in hierdie geval
cos theta nie gelyk wees aan 0 nie, en in hierdie geval mag tan theta nie gelyk wees aan 0 nie. Andersins gaan dit ongedefinieerd wees. Dis die basiese funksies wat ons kry op die kartesiese vlak. So, kom ons kyk na die uitgewerkte voorbeeld, voordat ons inspring en verder gaan. So, ons het hierso 'n kartesiese vlak, wat hierso lê, met y en x as, en hulle sê vir ons het 'n punt P, en punt P is die x-waarde minus 12, en die y-waarde is 5. Minus 12 en 5. Met ander woorde, in hierdie geval, as ons mooi daarna kyk, daar lê punt O, P. O is altyd die oorsprong hierso. O is altyd die oorsprong hierso. En hierso lê my hoek dan nou van die x-as, positiewe x-as, na die sy, en dit is hoek theta. Nou vra hulle vir ons, onthou die positiewe hoeke is altyd antikloksgewys. So die positiewe hoeke loop altyd antikloksgewys van die x-as, die positiewe x-as. So hy loop altyd antikloksgewys wat dit betref. Nou vra hulle vir ons, bereken OP. Nou, onthou ons vorm ons nou 'n regte hoek hierso. Ons weet dat hierdie sy die x-waarde is minus 12, en ons weet die y-waarde is 5. En hulle vra ons moet vir OP bereken. Met ander woorde, ons moet vir R bereken. En natuurlik is dit baie eenvoudig dat hierdie OP kwadraat is gelyk aan die y kwadraat plus die x kwadraat. So OP kwadraat is gelyk aan dan nou 5 kwadraat plus, en onthou, stel dit altyd in hakkies, minus 12, want jy gaan nou hele minus 12 kwadreer. En dit bring ons dan nou by, as ons dit in ons sompompe sit, bring dit by 169. Maar ons wil weet wat is OP, en OP is die vierkantswortel, want ons vat die vierkantswortel aan albei kante, en onthou dit is plus of minus, né? Maar normaalweg, maar ons weet ons nou OP het nie 'n plus of minus nie, hy sal altyd positief wees, want dit is 'n skynsy. Omdat dit 'n skynsy is, moet dit altyd positief wees. So OP in hierdie geval is dan 13. En onthou, dit is altyd positief, omdat R 'n lengte is. Dit is nie 'n lengte in 'n spesifieke rigting nie. Die volgende vraag wat hulle vir ons kan vra, is dat ons moet die sin van theta kry, en die sin van theta het ons nou hierso gaan bepaal, is y oor r. So is y oor r, en in hierdie geval weet ek mos nou dat hierdie r is 13, so dit is dan nou y wat 5 is oor 13, so maklik soos dit. Die cos van theta in hierdie geval is dan die x oor die r, wat beteken dit is minus 12 oor 13. En die tan van theta is die y oor die x. Ek sien nou net hierso, ek het hierso 'n fout gemaak. Daai moet omgeruil wees, so dit is y oor x, en daai moet dan wees x oor y. Jammer, daai moet ons aangrensende oorstaande wees. So dan sy y oor x. So dan is daai minus 5 oor minus 12. En natuurlik in hierdie geval gaan die cosec van theta gelyk wees aan 13 oor 5.
en die sek van theta gaan gelyk wees aan 13 oor minus 12 en die cot van theta gaan gelyk wees aan minus 12 oor 5. Dis voorbeeld 1, is omwaai na bladsy 120 toe, sal ons dan nou voorbeeld 2 na kan kyk. In hierdie geval sê hulle by voorbeeld 2, sê hulle dat ons het hierso, as ons kyk hierso, dit is die kartesiese vlak weer eens, daar's my y-waardes, my x-as en daar's y-as en daar's my x-as. En hulle sê vir my, ek het 'n punt P wat in hierdie kwadrant lê, en P is x en minus 16 is die y-waarde. So as ons kyk hierso, lê hierdie hoek wat gevorm word hierso, lê, en dan sê hulle vir ons, dat hierdie R, hierdie OP se lengte, die R is met ander woorde 17, dit gee hulle vir my. En hier is die hoek wat gevorm word, die hoek wat gevorm word van die positiewe as is beta, en as ons nou die reghoekige driehoek hierso trek, dan kan ons nou basies gaan sit en sê, dat hierdie is minus 16, en ons weet nie wat is hierdie x-waarde nie, ons het nie hierdie x-waarde nie. Nou die eerste ding wat hulle gaan vra vir my is, bereken die waarde van x, die waarde van x. Nou, ons gaan weer eens Pythagoras gebruik. Pythagoras stelling sê dat hierdie r kwadraat is gelyk aan die y kwadraat plus die x kwadraat. Wat beteken as ek x kwadraat wil bereken, is dit gelyk aan r kwadraat minus y kwadraat. En nou kan ons begin instel, ons kan sê x kwadraat is gelyk aan die r kwadraat, gebruik hakkies, altyd 17 kwadraat, minus, en dis nou die rede hoekom ons hakkies gebruik, want hierdie is minus 16, en as ons minus 16 kwadreer, raak dit positief. So dit gaan vir ons sê dat x kwadraat is gelyk aan 64, wat beteken dat x is gelyk aan, en nou moet ons weet, dat hierdie x is gelyk aan plus minus, en as ons die wortel van 64 vat, is x gelyk aan plus minus 8. Maar as ons kyk, in hierdie geval is die x-waardes, is hierdie as 'n negatiewe x-as. So daarom moet ons sê, dit wil sê, die x-waarde is minus 8. En nou kan ek net om dit vir myself maklik te maak, kan ek neerskryf dat my r is 17, my x is minus 8, en my y is minus 16. Dit gaan dit makliker vir my maak om die res van die vrae te beantwoord. So hierdie is maar net om my te help om die vrae te beantwoord. So nou kom hulle en hulle sê vir my, ek moet uitwerk, wat is die cot van beta plus die cosec van beta. Reg? En ek moet nou, wat ek nou moet doen is ek moet onthou dat die cot, as ek teruggaan na my waardes hierbo, is x op y. So die cot is x op y plus die cosec, het ons mos nou gesê, is die oorstaande van die sin, so dis r op y. So is r op y, so dis x, die x-waarde is minus 18, oor die y-waarde is minus 16, plus, en stel dit maar in met hakkies weer eens, want die tekens kan ons lekker neer mekaar krap as ons nie wakker is nie, is 17 oor, en die y-waarde is minus 16. En as ons daarna kyk, dan sal ons sien dat dit is dan nou met ander woorde gelyk aan, as ons
ons daarna kyk, dit gaan vir ons dan nou gee minus, daar is 'n plus dus, en 18 plus 17 is, ekskuus, daar is minus, is plus en dan, daar is 'n plus en daar is 'n minus, dan gaan dit vir ons 'n antwoord gee. En dit is basies wat ons moet doen as ons met dit werk op die kartesiese vlak. Ons net gou weer teruggaan hier na die huiswerk toe. Julle net herinner aan die huiswerk. Die huiswerk is oefening 5.5 op bladsy 120, nommers 2, 4 en 6. Sterkte vir die res van die dag.